Tanya, baie dankie dat ons vandag hier kan wees. Ek is baie dankbaar dat ek van ons terapeute hier kan hê. En watter wonderlike ervarings en leerkurwes het hulle deurgegaan die afgelope tyd met dit wat ons onder die mikroskope en van bloed geleer het. En Waleska het gevra dat ons een belangrike onderwerp onder almal se aandag moet bring, en dit gaan oor die gewone term wat mense sou verstaan as dik bloed. Nou dik bloed beteken dat daai bloed loop baie stadig deur die are, as ons dit nou in gewone laymanste, ek wil nou 'n Afrikaanse woord gebruik het. Maar kom ons praat dan nou maar gewone Afrikaans vir gewone mense. En wanneer hulle hier kom vir 'n bloedanalise en die terapeute sê jy het dik bloed, wil ek graag hê Waleska moet vir ons verduidelik. Waleska, baie dankie dat jy hier is. Dis 'n baie belangrike onderwerp vir my. Vertel vir ons, wat is dik bloed? Baie dankie, Peer. So wanneer ons intyds na jou bloed onder hoë aangedrewe mikroskoop kyk, kan ons die werklike gedrag van jou rooi bloedselle sien. En soms is wat ons sien baie skokkend. Daar is 3 hooftekens van dik bloed waarna ons soek. So jou heel eerste een is wat ons noem relou. Die gebeur wanneer jou spysvertering nie sy werk baie goed doen nie. Dit is wanneer swak verteerde proteïene deur jou darmwand sluip en dan bedek hulle die rooi bloedselle. Dit maak hulle dan taai. So in plaas daarvan dat jou rooi bloedselle dan vrylik vloei, stapel hulle aan mekaar soos rolle munte. Daai van die ou tyd wat mens nog gekry het. Ja, ek onthou dat daai 10 sent stukke wat hulle in papier toegedraai het, nee. Daar's hy. So daardie klewerigheid is wat ons dan noem 'n bloedklont. Dit is hoe dit dan begin. Ek wil net by jou hier uitklaar. Dis 'n baie belangrike ding wat jy wil sê. Ek wil dit weer beklemtoon. Jy sê vir ons met ander woorde, daai gom wat tussen die rooi bloedselle is 'n proteïene wat as gevolg van swak spysverteringsstelsel deur die darm lek. 100%, dit is Ander woorde, dis ook te doen met die lekkende darmsindroom. Dis hy. En dan het dit ook te doen met hartlywigheid, my kind. 100%. Goed, kom ons gaan na die tweede een toe. Okay, so die tweede een is trombosietaggregasie. Nou dis 'n ongelooflike groot woord, maar jou eenvoudigste betekenis is maar net jou bloedplaatjies, dit wat jou bloed laat stal, klont saam. En die rede daarvoor is gewoonlik as daar te veel suur in die liggaam is. Dit lei dan tot stolling, inflammasie en swak sirkulasie. Te veel suur, kan dit beteken dat daar te min water in die liggaam is. Ja, 100%. En dit kan ook beteken dat daar te veel stysels in die liggaam is. Ja, so stysel en suiker is een van die goeders wat die grootste suur in die liggaam veroorsaak. En soos wat jy reeds bevestig het, met ander woorde, swak vertering, wat beteken daar is te min probiotika in die lig. 100%. Jou slim kind, kos gaan verder, asseblief. So heel laaste, kyk ons dan na die fibrien. Nou, fibrien is so 'n grasagtige stringe wat dan in jou bloedstroom ronddryf. Sy doel is eintlik om jou bloedplaatjies te help om die bloed te stol sodra daar enige iets gebeur. Maar nou sien ons dit wanneer daar lewerstres is, spysvertering probleme is, of weer eens, jy is net te suur. Aan die ander woorde, weer eens jou dieet. 100%. So ons kan deur hierdie 3 aan te spreek met een oplossing, en dit is net deur dieet. Is dit moontlik dat 'n mens vir 'n persoon hier kan sê dat hy kou nie sy kos fyn genoeg nie? O ja, jou spysvertering begin by jou mond, en dit is waar die ensiem amylase of amylase dan inkom, en dit breek die proteïene heel eers in klein proteïenstukke af wat dan by die maag verder verteer word. Kom ons som net op hierso. Ons wil jy verwys na dik bloed, en wat jy nou nie genoem het nie, wat ons nou noem is, begin by jou kos, begin by jou dieet, begin by die ensieme wat in jou mond is, gaan tweedens na jou maagsuur toe, of daar genoegsame maagsuur in jou liggaam is, en dat jy ook hartlywig kan wees, te min water, en dat jy jou kos nie fyn genoeg kou nie, en jy het nog alles verniet gekry en jy het niks gedoen nie, nee. 100%. Dis 'n skrikwekkende stelling wat jy nou maak, Waleska. Ek wil net iets hier inchip. Hoe voed ons die mense hieroor op?
So die heel eerste ding is maar jy moet maar inkom vir 'n bloedanalise. Dit is hoekom ons hierdie podcast doen. Is sodat ons mense in kan lig oor wat eintlik in die liggaam aangaan en hoe die liggaam se stelsels werk, sodat jy 'n opgeleide opinie kan hê. Met ander woorde, ingeligte, opgeleide opinie, hier raai ons nie. Jy 100%. wys vir die mens, luister, hierdie is jou probleem en as jy hierdie probleem nie natuurlik gaan aanspreek nie, ja. dan het jy probleme en jou liggaam gaan probleme hê. Ja, so ons maak glad nie staat op simptome of kontrolelyste nie. Ons kyk spesifiek hoe jou bloed beweeg, wat gaan aan, sodat ons die volle prentjie kan kry om vir jou die beste opsie te gee. En gewoonlik wanneer hierdie probleem nou ontstaan en die persoon gaan na die dokter toe en hy kry nou 'n analise, wat is die oplossing via allotropiese medisyne vir 'n pasiënt? Okay, so Pierre het dit klaar genoem. 1, heel eerste, fokus om reg te eet. Heel skoon kosse, die goed wat jou liggaam kan eintlik verteer. Die tweede een is ons fokus op jou ingewande. Dit beteken probiotikas, ensiemryke kosse, gefermenteerde kosse is ongelooflik belangrik soos melkkever, sauerkraut, daai tipe goeders. Iets soos Ek wil jou nou, soos die Engelsman sê, op die spot plaas. yes. Watter rol, want ek en jy het gister net kortliks oor die onderwerp gesels, sal autofagie so speel? So die belangrikste is wanneer ons lyf in 'n ketoniese stadium ingaan en dit is wanneer daar nie vrylike glikose, deurstysel en suiker in die liggaam vloei nie, dan begin jou lyf ensieme en organismes uitstuur om homself outomaties reg te maak. Met ander woorde, die immuunstelsel stuur dan 'n dubbelmembraan molekule uit en dan val hy met ander woorde urinsuur aan. Hy draai dit om, hy breek dit af. En kanker. En kanker en alle inflammasie wat in die liggaam kan wees. Yes. Maar ons gaan oor die onderwerp later praat. Yes. Ek wil nou net gekyk het of jy gister geluister het my kind. Kyk, ons raai nie wanneer ons na bloed kyk nie. Die feite spreek van self, is dit nie? Stem jy met my daarmee saam? 100%. Ons werk met feite hierso. Ons werk nie op jou simptome slegs alleen nie. Met ander woorde, wat jy vir my eintlik sê is ons kyk na die oorsake, nê. Yes, en ons plak nie 'n pleister daarop En nie. ons kan nie 'n pleister daarop plak nie. Die feite is die feite en jy het dit reeds vir ons genoem. Sê vir my net, as 'n mens nou voor jou sit, gaan hy vir jou vra, hoe kan ons dit verbeter? Ons het juist nou alweer daaroor gepraat, weer eens, jy moet, Ons reg eet. ons moet reg eet, okay? Ons moet ons kos fyn kou. Ons moet ons Ons moet water drink. water drink. Ons moet kyk na autofagie. Yes, probiotiese lewe, so jy kry jou probiotika, kry jou omkonto, kry jou testikel en eet Goeie proteïen goeie proteïene en gefermenteerde kosse. en gefermenteerde kosse. As jy daai doen en jou vertering is 100%, weet jy wat, die kans dat jy trombosiete gaan kry of trombose is baie min. Baie skraal tensy dit 'n genetiese faktor is. Net so. Sê net vir my, is speel stres 'n rol hierso by dik bloed? 100%. So wat baie keer gebeur met stres of kortisol, jou streshormoon, is dit veroorsaak dat jou bloed ook in hierdie muntstukke vassit, maar hulle dan vorm weer sirkels. So daai sirkels het dan ook 'n groot invloed oor hoe die bloed deur die lyf vloei. Valeska, sê vir my, watter rol speel skoon bloed in hierdie geval? Wel, skoon bloed, dit hang af wat jy bedoel met skoon bloed. Kom ons praat oor gefilterde bloed deur 'n lewer wat gesond is en nie vervet, jy weet, 'n nie alkoholiese vervette lewer wat 'n rol speel in die filtrering van hierdie dik bloed, want dis met ander woorde, as die bloed dik is die lewer vervet. Kry die lewer swaar. Ja, 100%. En hy kry, met ander woorde, hy filter ook nie sy afvalstowwe uit nie. Nie goed genoeg nie, want daar's nie genoeg oppervlak in die rooi bloedsel wat hy gifstowwe mee kan met sy omgewing kan uitwissel. Daar's ook nie genoeg water om dit te verdun nie. Nee, en daar's ook nie genoeg, kan mense Ensieme. Ja. Om dit, jy weet, die nodige werk dan nou te doen nie. Gegeewe hierdie agtergrond, want jy het 'n pragtige stukkie voorberei. So 'n persoon sit voor jou. Watter siektes kan so 'n persoon ervaar?
Wel hulle kan uitermatiglik moeg wees, okay? Want as daai bloed aan mekaar vassit, dan staan nie genoeg suurstof om uit te ruil met die omgewing nie, of hy kan nie goeie omreiling doen met sy omgewing, of dit nou yster is, suurstof, you name it. Die ander ding wat mens ook kan sien gebeur, omdat daar nie goeie vertering is nie, wat gebeur? Jy het tekorte. So jy gaan tekorte kry, en dit affekteer amper alle sisteme in die lyf. Kom ons praat gou weer oor hierdie slim ding wat jy gesê het, hierdie dik bloed veroorsaak dat die brein nie genoeg suurstof kry nie. Ja, en dit kan lei tot daai wat hulle noem breinfog. Dit kan lei tot breinvog. Maar wanneer jy nie genoeg suurstof kry nie, kry die brein ook nie genoeg water en vet en cholesterol nie, wat breinvoeding is nie. 100%. En wat van die hormone wat van die brein en van die brein af weg moet gaan, met ander woorde, dit word ook nie betyds afgelewer nie. Nee. Wat van die immuunstelsel, die wit bloedselletjies? Daar is baie goeders wat daaraan te kere gaan. So ek kan baie oor dit juis praat. As ons weer teruggaan na die lekkende darmsindroom, kan hy auto-immuun simptome begin wys, juis omdat jou immuunstelsel ooraktief begin raak. En dan vorm jy wit bloedselle en dan kan hulle enige siekte aan jou toeëien. Met ander woorde, ons het gepraat van suurstof, ons het nou gepraat van hormone, ons het gepraat van voeding, jy het uitgewys van voeding, jy het uitgewys van water, met ander woorde, maar wat van die afvalstowwe wat in die brein versamel weens dik bloed? Hoe gevaarlik is dit? Baie gevaarlik. Met ander woorde, dit gaan lei tot Alzheimer's, nee, is dit nie? Ja, Alzheimer's, dementia, dementia en al daai tipe van goed. Dit beïnvloed hoe jou neurone die chemikalieë tussen mekaar kommunikeer. En die heel belangrike ding is hoe hy die afvalstowwe kan uitskei, want afvalstowwe moet juis nie in die brein en in organe kan versamel nie. Jy's nou die hoof van ons nuwe wellness center hier onder, my kind. Sê vir my, as jy vir mense iets wil sê, wat sal jy vir hulle wou sê, wat doen ons hier onder in ons wellness center? Ons maak mense gesond. So ek dink die een grootste verskil wat ons hierso doen is ons maak eintlik 'n verskil. Jy kom nie net in en ons gee vir jou 'n lyspille en jy loop hier uit en volgende maand is nog 'n lyspille nie. Ons poog om jou op die ou einde van die beste gesondheid met jou eie insette te kan bring. En ons fokus op die belangrikheid van die immuunstelsel. 100%. Ons fokus op die belangrikheid van die spysvertering, hoe belangrik voeding vir die liggaam is, en hoe belangrik is dit om te weet dat dit wat in die liggaam aangaan is nie net menslike selle nie, maar bakteriese selle ook. Dat ons alles lekker versamel in jou lekker dik bloed, nee, daai klompe wat so by mekaar sit soos 'n skaap wat 'n neusworm het, dan druk hulle koppe so by mekaar. Het jy dit al gesien? Ja. Nou, dit is wat in die bloed aangaan. Nou, het jy 1 of 2 gevalle wat jy vir ons kan vertel oor wat jy al gesien het en hoe dit verbeter het hierso? O ja, 100%. Ek kry verskriklik baie kliënte en is nie net een geval nie, maar ek kan sommer dit onder 'n onderliggende onderwerp verduidelik wat hier aankom, en hulle is op bloedverdunners, hulle is op bloeddrukpille, en ek praat nie net van 1 nie, ek praat van 5. Nou as 1 nie gaan werk, gaan 5 definitief nie werk nie. En wat ons dan doen, ons spreek die voeding aan, ons spreek die spysvertering aan, en dit is binne 'n maand, 4 weke, wat hulle medikasie dan begin los. En die heel belangrikheid van ons toets is, hier sit jy, hier word jy getoets, die voorstelle word gemaak en na 'n maand word dit weer gedoen. 100%. En die ding is ons werk met feite. Ons kyk nie net na simptome nie. Wat is die onderliggende? Is dit spysvertering wat die probleem is, of is dit stres wat die probleem is? Wat veroorsaak hierdie probleem van die dik bloed? En wanneer ons dit aanspreek, kan ons dan werklik 'n verandering in mense se lewe bring. Ek wil jou weer net so op die podium plaas, my kind, met 2 goed. Wat 'n rol speel wurmtoksines, die speeksel in bloed, en nommer 2, wat 'n rol sal ozon speel? En dan haal ek jou nou af. Nee, dis reg. So baie belangrik om te weet, as ons na droë bloed kyk, is dit baie interessant. Daar's 2 goeters wat gebeur. As daar speeksel of enige toksines van parasiete in die bloed inkom, gaan die bloed in droë bloed anders te stol. En ons kan dit sien want hulle maak swart kolle of hulle maak lyne in die bloed. En dit kan ook 'n groot
impak hê op wat gaan aan in die lyf. En dit het 'n baie groot impak op wat se omgewing vir ons bakterieë skep ons, wat groei daar, die simptome wat daar uitkom is nogal merkwaardig. En dan die tweede ding is, waar kom osoon in, is osoon help om daai goed af te breek. Mense noem dit anaerobiese parasiete en die ding is hulle kan nie met suurstof of onder suurstof leef nie. So sodra ons suurstof in die lyf insit, dan begin hulle outomaties doodgaan. Maar ek gaan nog een vraagie vra. Lewerslak wat ons so baie gekry het wat ons nie geweet het ons gaan kry by mense nie. Watter invloed het dit op dikbloed? So hy het nogal 'n groot invloed juis omdat hy in die lewer self is. So hy het 'n groot impak oor hoe die lewer die detoksifisering in die liggaam doen en die ensieme wat die lewer dan kan uitskei om die vertering te doen. Want nou beïnvloed jy hoe die lewer kan werk. So hy word onder baie stres geplaas en dan kan hy nie meer die volle werk doen wat hy moet doen nie. So dit beïnvloed jou spysvertering, dit beïnvloed die vertering, die produksie van ensieme en dit beïnvloed weer eens jou energievlakke 100%, want onthou en jou filtrering van bloed, nie? Want gal word in die lewer gemaak, so nou die vetvertering kom ook nou by. Ja. Ek wil graag hê dat jy na 1 of 2 mense moet kyk wat ons 'n onderhoud kan voer, dan kan jy die onderhoud met hulle voer en dan kan ons sommer net so algemene gesprekkie met hulle voer. 100%. Sal jy vir ons 2 of 3 of hoeveel julle ook al wil kies, dan reël jy hulle met Tanya en dan laat die mense self van hulle kan hoor as dit reg is. Okay. Ek waardeer jou onderhoud vandag, my kind. Okay, dankie.